Goeiemôre, liewe kyker, elkeen wat vanoggend inskakel hierso by Rustenburg Gemeenskapskerk se Sondag erediens. Ons is die afgelope paar Sondae is ons besig met 'n reeks uit die Openbaring. En vanoggend gaan ons kyk na hoofstuk 17. Dit is amper nader aan die einde aan hierdie boek van Openbaring as die begin. En ons lees uit Openbaring hoofstuk 17, ons lees uit die Afrikaanse 1983 vertaling en ons lees vanaf vers 1. Toe het een van die 7 engele wat die 7 bakke het gekom en met my gepraat. Kom, het hy gesê, ek sal jou wys hoe die oordeel voortrek word oor die berugte sedelose vrou wat by baie waters bly en met wie die konings van die aarde onsedelik verkeer het. Die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar onsedelikheid. En ek is toe deur die Gees meegevoer en die engel het my na die woestyn toegeneem. En daar het ek 'n vrou gesien wat op 'n helder rooi dier sit. Die dier was oortrek met God lasterlike name en het 7 koppe en 10 horings gehad. Die vrou was uitgedos in pers en helder rooi klere en opgetooi met goud, edelstene en parels. In haar hand het sy 'n goue beker vol losbandigheid gehad en die onreinheid van haar onsedelikheid. En op 'n paar voorkop was haar naam geskrywe en dit het 'n verborgde betekenis. Die naam was Groot Babylon, die moeder van die sedeloses en van die losbandigheid van die aarde. En ek het gesien dat die vrou dronk is van die bloed van die gelowiges en van die bloed van die mense wat vir Jesus getuig het. Toe ek haar sien, het ek my baie verwonder. Die engel sê toe vir my, waarom verwonder jy jou? Ek sal jou vertel wat die verborgde betekenis is van die vrou en van die dier wat haar dra, wat die 7 koppe en die 10 horings het. Die dier wat jy gesien het was eers en is nie nou nie. Hy gaan uit die onderaardse diepte uitkom en gaan na die verderf toe. Die bewoners van die aarde wie se name nie van die skepping van die wêreld af in die boek van die lewe geskrywe staan nie, sal verwonderd wees as hulle die dier sien, want eers was en hy nou is, en nou is hy nie, en tog sal hy wees. Hier is verstand en wysheid nodig. Die 7 koppe is 7 berge. Daar by hulle het die vrou haar setel. Verder is hulle ook 7 konings. Die eerste 5 het geval, die 6ste is nou hier. Die ander een het nog nie gekom nie. Wanneer hy kom, moet hy 'n kort rukkie bly. Die dier wat eers was en nou is nie, is self die 8ste. Hy hoort by die 7 en gaan na die verderf toe. Die 10 horings wat jy gesien het, is 10 konings. Hulle het nog nie die koningskap gekry nie, maar hulle kry saam met die dier 1 uur lank gesag as konings. Hulle het een en dieselfde doel voor oë en hulle stel hulle mag en gesag tot die dier se beskikking. Hulle sal teen die lam oorlog voer, maar die lam en saam met hom die wat geroep en uitverkies en getrou is, sal hulle oorwin, omdat hy die Here van die heersers en die koning van die konings is. Verder het hy vir my gesê, die waters wat jy gesien het, waar die sedelose vrou bly, is volke en stamme, nasies en tale. Die 10 horings wat jy gesien het, en die dier, hulle sal die sedelose vrou haat, en haar kaal en verlate maak. Hulle sal haar vleis opeet en haar met vuur verbrand. God het hulle gedagtes so gerig, dat wat hulle doen, volgens sy bedoeling is. Hulle het een en dieselfde doel voor oë en hulle stel hulle koningskap tot die dier se beskikking, totdat God sy woorde in vervulling laat gaan het. Die vrou wat jy gesien het, is die groot stad, wat heerskappy oor die konings van die aarde uitoefen. Nou, duideliker kan hierdie boodskap nie wees nie. Vanoggend gaan ons kyk na die tema van die sedelose vrou, of soos dit in die ander vertalings voorkom, die groot prostituut. En ons gaan kyk na wat verteenwoordig hierdie vrou, want soos ons al reeds vir mekaar gesê het, Johannes skryf Openbaring in simboliese taal. Alles wat in Openbaring verduidelik word, is simboliek, wat vir ons iets sê van hoe die wêreld in hierdie laaste tyd gaan lyk. En ons sal dan by die einde sal ons mekaar sê, wat is verteenwoordig hierdie sedelose vrou? Wat is sy simbolies van? Maar voor ons dit doen, moet ons 'n bietjie terugtreë.
en so 'n bietjie perspektief kry op die boek van Openbaring. Vanoggend toe ek besig was om hierdie boodskap deur te gaan, toe kom ek agter, maar dit moet nie vir ons snaaks wees as ons Openbaring eintlik baie keer nie mooi verstaan nie. Want as ons gaan kyk na die gelowige van die eerste eeu na Christus, van 95 AD, wanneer Openbaring geskryf is, dan kan ons lewens nie meer van die lewe van daai gelowige verskil nie. As ons 'n bietjie dink daaroor, sal ons sien dat hierdie gelowige wat in 95 AD bly, 'n gelowige is wat maar geen liefde vir die wêreld het nie. Hulle het ook geen hoop wat hulle plaas in die wêreld nie. Hierdie gelowige het geen kans, soos wat ons byvoorbeeld miskien het in die 21ste eeu, om so ons altyd te sê, bo uit te kom nie. As hierdie gelowige van die eerste eeu na Christus as 'n slaaf gebore is, dan gaan hy of sy waarskynlik sterf as 'n slaaf. As 'n arm persoon gebore wees, wat 90% van die wêreld van daai tyd opgemaak het, dan gaan hulle waarskynlik sterf as 'n arm persoon. Die kans vir so 'n persoon om bo uit te kom, of om meer besittings bymekaar te maak, was omtrent 0 gewees. So, nie net dit nie, maar hierdie gelowiges was onder 'n baie groot verdrukking. Natuurlik onder die keiser Domitianus, en Domitianus was een van die eerste keisers wat oorlog verklaar het teen die Christelike geloof. Nie net dit nie, maar op hierdie stadium, 95 AD, is meeste van die apostels oorlede. Meeste van hulle natuurlik is doodgemaak vir hulle geloof. Kan ons onsself verbeel, hoe is dit om in die skoene van hierdie gelowige in die eerste eeu na Christus te staan? Daar is maar geen hoop vir hierdie gelowige in hierdie wêreld nie. Die enigste hoop wat hulle het, is op Jesus Christus. En dit is baie keer hoekom ons so sukkel om die boek van Openbaring te verstaan, is omdat ons onsself op geen manier in die skoene van hierdie gelowiges kan plaas nie. Maar dit is ook hoekom hierdie gelowige Openbaring so mooi sal verstaan en so mooi verstaan het. Hierdie gelowige, soos ons alreeds vir mekaar gesê het, van die eerste eeu na Christus, het geen hoop vir die wêreld nie. Hulle het geen liefde vir die wêreld nie. Hulle hoop alleen is op Jesus Christus. Hulle liefde alleen is vir Jesus Christus. So die inligting wat hulle van Openbaring kry, maak hulle nie bang nie, dit maak hulle nie bevrees nie, en dit gee hulle hoop. Nou dat ons dit verstaan, kom ons probeer vir 'n oomblik onsself in die skoene van hierdie gelowige plaas. Kom ons probeer onsself vir 'n oomblik in hierdie wêreld van die eerste eeu na Christus plaas, waar ons as gelowiges geen hoop het om 'n finansiële sukses van onsself te maak nie. Ons het geen hoop dat daar iemand gaan wees wat vir ons, soos ons in Engels sal sê, 'n break sal gee nie. Die wêreld het oorlog verklaar teen ons. Die wêreld het hulle vyandskap teenoor die Christelike geloof verklaar. Dit wat ons op staat gemaak het, die apostels, is oorlede. Hulle is nie meer daar nie. As ons onsself vir 'n oomblik in hierdie gelowige se skoene sit, sal ons sien dat elke dag wat hierdie gelowige hulle oë oopmaak, dan hoop hulle op die wederkoms van die Here Jesus Christus. En liewe kyker, dis hierdie rede wat maak dat as Johannes in Openbaring hoofstuk 17 praat van die sedelose vrou, dat hierdie gelowige onmiddellik hierdie vrou herken, en nie net herken nie, maar dat hierdie gelowige van die eerste eeu na Christus niks met hierdie vrou te doen wil hê nie. Maar as ons gaan kyk na wie is hierdie Babylon die Grote, dan moet ons eers so 'n bietjie terugtrek en kyk, wat sê die engel, wat sien Johannes in die eerste paar verse van hoofstuk 17 rondom hierdie sedelose vrou? Wat is die eerste goed wat hy opmerk? En ons sien, nommer 1,
dat hierdie sedelose vrou by baie waters bly. En dan die tweede sien ons dat hierdie sedelose vrou met die konings van die aarde onsedelik verkeer. En dan derdens, en hierdie is belangrik, dat die bewoners van die aarde dronk geword het van haar onsedelikheid. Kom ons fokus op daai vers, liewe kyker. Hoekom sou Johannes hierdie woorde of hierdie sinnetjie gebruik om te verduidelik wat is die invloed van hierdie sedelose vrou op die wêreld? As ons 'n bietjie gaan fokus op wat is dronkenskap, wat is alkoholmisbruik, dan sal ons sien dat alkoholmisbruik of dronkenskap twee goed doen. Die eerste ding wat ons nou in die 21ste eeu weet deur die wetenskap is dat alkohol affekteer die prefrontale korteks, die voorkant van ons brein, en dit maak dat ons inhibisies, ons sin van reg en verkeerd heeltemal verdwyn. En hoe meer ons onder die invloed van alkohol kom, hoe meer verdwyn hierdie sin van reg en verkeerd. Die tweede ding wat alkohol doen, is alkohol stel dopamien vry. En dopamien, weet ons, sê die wetenskap vir ons, is die goedvoel hormoon, of soos ons in Engels sal sê, die reward hormoon. En wat beteken dit? Dit beteken die oomblik wat jy dopamien in jou stelsel kry, dan sê jou liggaam vir jou, hierdie ding wat met jou gebeur, is 'n goeie ding. Nou dit is dan nie verniet, dat as Johannes die invloed van hierdie sedelose vrou verduidelik of probeer verduidelik, dan sê hy, sy maak die wêreld dronk. Sy maak dat die wêreld geen sin van reg of verkeerd het, dat die wêreld heeltemal hulle morele kompas verloor, en nie net dit nie, dat die wêreld onder die indruk kom, dat hierdie 'n goeie ding is. En dit is wat hierdie sedelose vrou die eerstens doen. En dan sê Johannes tweedens, dat die hele wêreld, al die bewoners van die aarde, al die konings van die aarde, verkeer met hierdie vrou op 'n onsedelike wyse. Daar is nie een persoon, behalwe natuurlik hulle wat geroep is deur ons Here Jesus Christus, wat nie met hierdie vrou onsedelik verkeer nie. Maar dan sê Johannes 'n ding. Dan sê hy dat hierdie vrou is vir hom so 'n bietjie van 'n misterie. Hy kan nie eintlik agter die kap van die byl kom van wie hierdie vrou is nie. Hy weet hierdie vrou is besig om die wêreld te verlei, om die wêreld dronk te maak, om die wêreld se morele kompas weg te vat. Maar hy kan nie mooi sien wie hierdie vrou eintlik is nie. En dan sê die engel, of dan vat die engel vir Johannes, en dan vat hy hom na die woestyn toe. En dit, liewe kyker, is ook simbolies van wat ons moet doen as ons Openbaring en die boodskap van Openbaring wil verstaan. Dit is nie verniet dat Johannes hierso skryf dat die engel hom na die woestyn toe vat nie. Dis nie 'n letterlike woestyn nie, dis 'n figuurlike, 'n simboliese woestyn. Kom ons gaan kyk na wat die Ou Testament sê oor woestyne. As Israel deur die Rooi See trek, hulle kom uit Egipte uit, die Here het hulle vrygemaak, dan vat hy hulle nie onmiddellik na die beloofde land toe nie, hy vat hulle woestyn toe, liewe kyker. En dit is nie soos wat sommige mense sê, 'n plek waar die Israeliete honger of dors is nie. Die Here stuur vir hulle manna, die Here stuur vir hulle kwartels, die Here gee vir hulle water, die Here sorg vir Israel, terwyl hulle hier in die woestyn is. Maar hoekom, liewe kyker, vat die Here vir Israel in die woestyn in? Hoekom sê die Here vir Abraham dat hy moet wegkom van sy volk en sy nasie en sy taal en sy mense en selfs sy familie? Hoekom is die eerste ding wat Elia doen as hy gedreig word met sy lewe om na die woestyn toe te gaan? Liewe kyker, dit is almal een en dieselfde rede, is omdat op hierdie plek van afsondering en alleenheid leer Abraham, Elia en Israel en Johannes die Here se wil. Op hierdie plek waar dit net hulle en die Here is,
waar hulle alleen met die Here kan verkeer, waar hulle in afsondering en in alleenheid by die Here kan wees, leer hierdie groot persone in die skrif, in die woord van die Here, baie meer oor die Here as wat hulle sou geleer het. Ons sien dat die oomblik wat Johannes hierso in die woestyn is dit amper asof sy oë oopgaan en hy soveel meer karaktertrekke van hierdie sedelose vrou raak sien as wat hy in die verlede sou doen. En liewe kyker, dit is wat ons moet doen om die Here se wil te verstaan, om regtig te sien wat in die wêreld aangaan, sodat ons, as ons wil hê ons oë moet oopgaan vir hierdie wêreld, as ons wil hê dat ons die sedelose vrou moet raak sien soos wat Johannes al raak gesien het, dan moet ons na die woestyn toe gaan. Ons moet ons onttrek en ons by die Here skaar en in alleenheid en afsondering met die Here verkeer. Andersins sal ons altyd so bietjie blind wees vir die dinge van die wêreld. Maar wat is die goed wat Johannes hierso sien oor die sedelose vrou? Ons sien dat sy aangetrek is met die wonderlikste helder klere wat natuurlik ongelooflik baie geld kos, en sy het juwele en allerhande oorringe en neusringe aan haar, en sy's mooi opgetooi. Liewe kyker, die sedelose vrou is aangetrek om die wêreld en ja selfs gelowiges te verlei, om hulle weg te trek van die Here af, om hulle dronk te maak, sodat hulle geen sin van reg en verkeerd is nie, en sodat hulle met haar onsedelik verkeer. En nou kom ons uiteindelik by die antwoord, wie is hierdie sedelose vrou? En die gelowige van die eerste eeu na Christus sou baie vinnig vir jou sê, dit is Rome, dit is die groot stad. Maar liewe kyker, die eerste eeuse Christen sal baie maklik vir die antwoord gee, want Rome op hierdie stadium in die eerste eeu na Christus was die setel van wêreldse, politieke en finansiële mag. En liewe kyker, dit is die sedelose vrou. Dit is enige mag wat sê dat hierdie mag gaan jou help. Hierdie ding gaan vir jou verlossing bring. Hierdie ding gaan vir jou antwoorde gee. En natuurlik sal ons sien, as ons in die wêreld van die 21ste eeu kyk, sal ons sien dat hierdie hele wêreld sonder skroom agter die sedelose vrou, finansiële mag en politieke mag aanloop. Elke liewe persoon wat ons omtrent ken, wat 'n ongelowige is, wat nie die Here Jesus Christus ken nie, en ja, selfs party van ons broers en susters in Christus, loop agter hierdie sedelose vrou aan, juis omdat sy so mooi aangetrek is, en omdat sy so baie juwele het, en omdat sy daai wyn vir hulle gee, wat hulle dan dronk maak, en waar hulle morele kompas dan verloor. Ons sien dit in hierdie wêreld van ons, liewe kyker. Ons sien dat mense onmoontlik raak om te onderskei van reg of verkeerd, die oomblik wat hulle politieke of finansiële mag kry. Ons sien dat daar baie mooi beloftes en slagspreuke gemaak word uit hierdie wêreld van politieke en finansiële mag. As jy net hierdie bietjie geld het, dan kan jy dit en dit en dit en dit doen. As jy net hierdie bietjie politieke mag het, of vir hierdie persoon hierdie bietjie politieke mag gee, dan gaan alles opgelos wees. En dan gaan die wêreld 'n utopia wees, liewe kyker. Dit is die leuen van die sedelose vrou. En ons sien natuurlik hoe hierdie vrou die wêreld so verlei dat hulle glad nie haar verwoesting raak sien nie. Want liewe kyker, dit is die gevaar van hierdie sedelose vrou. Dit is die gevaar om agter die beloftes van die wêreld aan te loop, soos wat hulle in die eerste eeu na Christus agter Rome aangeloop het, soos hulle nou in die 21ste eeu agter finansiële en politieke mag aanloop. Hier is die gevaar, die sedelose vrou word verwoes deur die mense onder wie se beskerming sy was, die 10 konings,
waarvoor ons ongelukkig vandag nie tyd het om te verduidelik wie hulle is nie. Maar hier is die punt, liewe kyker, hierdie wêreldse mag word verwoes. Hierdie wêreldse mag kom tot 'n einde. Hierdie wêreldse mag word verbrand in Openbaring hoofstuk 17. So skryf Johannes onder leiding van die Heilige Gees. As ons as gelowiges ons vertroue in hierdie wêreldse mag sit, in die sedelose vrou, nie net gaan ons dronk word en nie 'n sin van reg of verkeerd kry nie, liewe kyker, maar ons gaan so teleurgesteld word, want hierdie vrou gaan verwoes word. Hierdie mag gaan tot 'n einde kom. Politieke mag gaan tot 'n einde kom. Finansiële mag gaan tot 'n einde kom. Liewe kyker, die eerste eeuse ongelowige of die persoon van die eerste eeu sal miskien dieselfde sê as wat die persoon van die 21ste eeu nou sê. Erns, Johannes, dit is onmoontlik. Dit kan nooit gebeur nie. Die finansiële stelsel sal nooit tot 'n einde kom nie. Politieke mag sal nooit tot 'n einde kom nie. Liewe kyker, 400 jaar of 300 jaar nadat Johannes die boek van Openbaring skryf, word Rome, die ewige stad soos wat hulle dit beskryf, afgebrand. Sy populasie gaan van 1 miljoen mense na minder as 100.000. Huispryse stort in duie. Die hele ekonomie van die Romeinse Ryk word totaal en al verwoes in minder as 'n week. Liewe kyker, daarom kan ons en mag ons nie ons vertroue in hierdie sedelose vrou sit nie. Indien ons dit doen, dan sal ons heeltemal ons morele kompas verloor. Ons gaan nie kan onderskei tussen reg en verkeerd nie. Ons gaan so dronk wees, dat ons nie die verwoesting wat reg voor ons deur lê, gaan sien nie. Liewe kyker, daar is net een persoon in wie ons vertroue kan sit, en dit is die Here Jesus Christus, die ruiter op die wit perd, soos wat ons in die toekomstige hoofstukke van Openbaring sal sien. Ons kan nie ons vertroue as gelowiges in enige ander persoon sit nie. Ons kan nie 'n liefde vir hierdie wêreld ontwikkel nie. Ons kan nie dronk word saam met die sedelose vrou nie. Die oomblik wat ons dit gaan doen, liewe kyker, stel ons onsself in ongelooflike gevaar. Die gelowige moet ons self kan losmaak vir 'n liefde van die wêreld, en soos die gelowige van die eerste eeu hoop op die wederkoms van ons Here Jesus Christus, omdat ons weet dat hy die enigste een is wat 'n oplossing kan wees vir hierdie wêreld. So kom ons doen dit, liewe kyker. Kom ons verwyder onsself van liefde vir hierdie wêreld, en kom ons stel ons hoop op die een wat eendag hierdie wêreld weer gaan regmaak. En dit is die Here Jesus Christus. Tot volgende keer.